Welkom by die Boerpot Potgooi reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Die Vrystaat Landbou se kongres het 7 en 8 Augustus in Bloemfontein plaasgevind. Die organisasie het vanjaar al 120ste bestaansjaar gevier en het gehoop met die kongres saam met die belanghebbendes te bou op die suksesse wat die bedryf reeds behaal het. Gernie Botha, hoofuitvoerende beampte, het verduidelik dat die tema van vanjaar se kongres die Latynse gesegde Quo Vadis was, wat in Afrikaans vertaal word met waarheen gaan jy? Lekker leer en luister. Dit is vir my 'n besondere voorreg om ook om ons oudstryders hier te kan hê en om 'n presidentsrede te lewer vir die landbou in die Vrystaat. Quo Vadis, waar gaan ons heen? Maar as jy vra waar gaan jy heen, moet jy eers weet waar kom jy vandaan. Reeds in die laat 1800s het klompie boere by mekaar gekom en die gevoel gehad dat hulle moet organiseer binne die landbou. Want jy kan nie op jou eie binne 'n baie moeilike beroep staande bly. Soos daar in 1904 is die eerste vergadering gehou van 'n groepie boere wat toe die Vrystaatse Landbouunie gestig het. En in daai selfde jaar, het was in Maart maand in 1904, Mei maand van daai jaar is die eerste kongres gehou. So het hulle deur moeilike tye gekom, die depressie, droogte van 33, die Tweede Wêreldoorlog, uniebording, en het ons hulle saamgestaan om te bou in die toekoms. Ek ry uit, ek kom by baie verenigings. Ek sien mooi infrastruktuur. Ek sien mooi sale en van die sikrale. Dan kom ek by plekke wat net bietjie verwaarloos is. Toe vraag my myself die vraag af, baie infrastruktuur is gesteek deur relatief, ek wil nie die woord arm gebruik nie, maar mense wat ook as zorg gekry het. Hulle het saamgestaan en dan het hulle self iets geskep. Ek is bekommerd dat in die laaste 30, 25, 20 jaar bitter min gebou is en op plekke bitter min in stand gehou is, maar wat word nagelaat is. Vergewe my as ek dit sê. Ons het hier 'n politieke verandering gegaan in 1994. Daar was baie negativiteit. En vir 30 jaar daarna was daar baie druk op die landbou, veral die kommersiële goed. Daar was baie dreigemente, daar was baie onsekerheid. Eiendomsreg was in die gedrang. Maar ons het staande gebly. As georganiseerde struktuur het ons hande gevat in die regering, ons veiligheidsmagte, soms met frustrasie. Maar ons het neergekom. Dat het met ons relatief goed gegaan. In die sin van landbou. Ons het die vrye mark betree. En nou staan ons voor 'n nuwe toekoms vir landbou. Jy weet ons as boere, kom ek begin jy daarby. Ek het nou baie gedink die afgelope tyd. Want wat is die uitdagings wat ons het? En ek het sommer by 'n ding uitgekom, jy weet dat landbou direk dra so 3% by tot BBP.
En as jy die hele waardeketting in ag neem, gaan ek op die na 20%. So na my mening, kry die produsent nie altyd die erkenning vir dit wat hy doen nie. Daar het my iets opgekom. As 'n mens die aardbol vat, is daar 'n suidpool en 'n noordpool. Dis die as waarom die aarde draai. En toe het ek vir myself gaan sê, die produsent is die suidpool. En die verbruiker is die noordpool. Twee klein polletjies. En hier in die middel is daar vet en pens. Hoor julle wat ek sê? En dit maak my bekommerd. Dat die ou aan die onderpunt, die ou op die suidpool, is 'n prysnemer. En die ou aan die noordpool, is die ou wat moet betaal wat hulle hom vra. Hy kan nie afslag vra nie. En ek kan nie 'n hoë prys vra nie. Ons is in 'n vrye mark, dis reg. Maar ek is bekommerd daaroor, dat as daai twee pole tot niet gaan, val die hele opbrengst. Dat is tot niet. So ek vra vir erkenning in die samelewing vir daai twee pole. Daar sal moet gewaak word om daai twee pole nie uit te buit. Ek kan nie onderpunt. Of graag in die ou nie open. Moet my produk geniet. Bekostigbaar. Maar ek is bekommerd oor wat my ouer met produkte geniet. Betaal daarvoor. En wat ek daarvoor ontvang. Ons sal moet waak daarteen. En ons sal dit begin sê. Die uitdagings. Wat is die uitdagings van die boere, die Vrystaat vandag? Ek gaan 'n paar uitlig. Die eerste een is biosekuriteit. Ons is gewoon daaraan dat ons met 'n gesonde, korrektiewe kudde kon boer. Dit is in die laaste 2 jaar het dit hand uitgeruk en het iets soos werk en klouseer deur die land versprei. 2 jaar terug in die Vrystaat, ek was so verbaas hoe dit eerste keer gebeur. En nou is dit in die Oos-Kaap op pad na die Wes-Kaap. Dis 'n ramp, dis 'n nasionale ramp. Ek doen 'n beroep, MEC, die Huur Department, en daar wil say to the National Minister and his department, it's urgent, but do something about that. Daarbij aangehaak is die beskikbaarheid en die bekostigbaarheid van enstowwe. Dis iets wat lang aangespreek word, maar klaarblyklik is daar nie dringendheid om dit reg te stel. Wat is 'n regering se plig wat dit aanbetref, die gesondheid van die nasionale kudde? Dis om bekostigbare enstowwe deurlopend te voorsien om die kudde gesondheid. Jy moet nie probeer wins maak uit die verkoop van enstowwe. Die voordeel van die staat kom in 'n gesonde kudde, 'n produktiewe kudde, wat die ekonomie dryf. Die tweede uitdaging is paaie en infrastruktuur. Dit gaan oor ons padnetwerk, ons spoornetwerk, ons hawens. Die Suid-Afrikaanse boer kry vandag swaar as gevolg van sy effektiwiteit. Ons is so effektief dat ons in Suider-Afrika voedsel produseer terwyl ons buurlande in hongersnood is.
So ons moet dit uitvoer. Ons het die infrastruktuur nodig om dit te kan doen. Ons vrugtebedryf, sterk bedryf, ly verliese as gevolg van hawens wat nie werk. Dis goed dat dit aangespreek word. 'n derde uitdaging is Eskom krag. Suid-Afrika se kragnetwerk was in die begin 2000 gesien as die beste nommer 1 voorsiening van elektrisiteit aan die land. Bekostigbaar en goedkoop. Hoekom sê ek bekostigbaar en goedkoop? Die bietjie wins of die diefstal of korrupsie wat daar uit Eskom gepleeg is 'n druppel in die emmer. As ons dit vergelyk met die verliese wat die ekonomie gelei het as gevolg van krag. My beroep op ons ministers en ons regering, asseblief, stel vir ons deurlopend goedkoop krag beskikbaar sodat ons die ekonomie kan groei. Wat gebeur vandag? Hoeveel miljarde rande skuld munisipaliteite aan Eskom? Die verbruiker in die munisipaliteit kan nie 'n lig aansit as hy nog nie vir die krag betaal. So hy krag is betaal. Nou word daar prysverhoging voorgestel 36-44% om te finansier die onvermoë van munisipaliteite om hulle saak te stel. Ek kom terug. Wie is die leidende party? Die Suidpool en die Noordpool. Dis hulle wat gaan betaal af. Wat gebeur tussen? Ons sal as Vrystaat Landbou ons geleenthede kry, by NERS sal ons insette lewer, en ons gaan 'n harde standpunt neem wat dit betref. Die volgende punt, veiligheid en veediefstal, graandiefstal. Vrystaat Landbou het vir 'n klompe jare gestoei. Hoe gaan ons maak dat ons dit effektief kan aanspreek? Want met alle respek, ons het nie die diens gekry in die SAPD wat ons nodig gehad. By veediefstal ondersoeke, ons het besluit om vir 1 jaar R1 miljoen op sy te sit om 'n proef te doen en privaat ondersoekers in 'n gebied in ons land wat baie deurgeloop het aan veediefstal en te kyk wat daar gebeur. Ons het dit gedoen. In samewerking met die polisie, ons het hulle goedkeuring gehad. So, dit is niks onwettigs nie. En wil ek net so 'n bietjie van die resultate aan die uitleg. In 105 sake is 2800 diere gesteel, beraamde verliese 15 miljoen. 2142 diere is herwin, 76%, ter waarde van 11,2 miljoen, is teruggevul met ons aksie. Dis groter as ons begroting by Vrystaat Landbou. In 12 van die sake, 11%, het kameranetwerke bygedra tot arrestasies. 67% van die suksesse was as gevolg van beriggewings. Wat sê ek vir julle? Dat die gemeenskap werk saam. Daar's uitgawes verbonde daaraan. Ons sit vandag voor 'n kruispunt, ons het die suksesse. Baie gebiede het hulle eie privaat sekuriteit, wat wonderlik werk, en wat baie suksesse behaal. Die probleem wat ek het, is heiliglik werk sekuriteitsfirmas per distrik in silo's. Ons wil graag 'n netwerk gooi oor die hele Vrystaat. Die ondersoekers van ons, oud-kolonel Piet Swanepoel,
is ons boere te meerder. Die werk wat die mense al gedoen het, om veilingshuise in Gauteng te identifiseer, syndikate te identifiseer, is enorm. Ons behaal sukses. Ons sit net met een probleem, dit is finansiering. Hoe moet dit deurlopend van finansiering? Ek gaan nie nou daarop uitbrei nie, ons sal later in die kongres, ons bietjie met mekaar gedagtes wissel, ons het 'n paar voorstelle op die tafel, wat ons dit wil doen. Ek wil dit van die stel. 'n Volgende uitdaging is winsgewendheid van landbou. Nou dat gelees, Amerikaanse boer wat gesê het, daar's baie geld in landbou. Jy moet net nie 'n boerdery wees. Dit maak my bekommerd. Daar sal moet gekyk word na die winsgewendheid van die boer. En ek wil dit duidelik stel, ek vra nie vir 'n geleerde nie. Ek vra vir die vrye mark, om bedag te wees daar. Dit raak al moeiliker om te produseer. Beskoning. Maar ek dink ook Johan Willemse sal môre bietjie meer met ons rondom dit gesels. Nou, waar is ons op pad heen? Ek gee nou my ouderdom weg, nee. Dit nog met 'n papier gestaan. Hou dit, dis moet ook van die laptop sit. Jy weet, dis echt meer om dieners, staan eendag weerskante van die rivier. Jy skree die een by die ander een. Hoe kom ek aan die ander kant? Jy skree die een. Jy is daar aan die ander kant. Dis eintlik wat ons as broer nou sit. Ons weet nie hoe ons gaan nou, maar daar kan dit ons is klaar. Ons gaan later vanoggend gaan gek nie bietjie vir ons die struktuur van Vrystaat Landbou die kongres weergee. Want ek is bekommerd oor ons struktuur op die grond. Lekker te erken, daar was 'n tydperk, klompie jare terug, waar die leierskap van ons landbouorganisasies die grondvlakstruktuur so 'n bietjie agterweeg gelaat het. Wat het gebeur? Ek is oud skool. Ons het begin verleer om te debatteer. Ons het begin leer om die man te speel en nie die saak nie. Ons grondvlakstrukture begin uit mekaar uitval. Ek is jammer om dit te sê. Mense die sukses van die organisasie lê in hoe sterk sy boervereniging grondvlak is. Hoe sterk jou gemeenskap funksioneer ten bate van jou gemeenskap. Jy kan nie verwag dat 'n kantoor in Bloemfontein of 'n kantoor in Pretoria plaaslike probleme moet aanspreek. Wat gebeur vandag binne die landbougemeenskap? As daar 'n krisis in 'n distrik kom of in 'n provinsie kom, dan moet dit gehanteer word. Gewoonlik doen die boerevereniging. Want hy sit nie met 1 of 2 of 3 persone wat gekant is teen als. En hulle kritiseer, en wat is die gemak van vandag se tyd? Hulle is te 'n WhatsApp groepie. En hulle sit 'n klomp name of nommers wat dit op daai WhatsApp groepie. En dan begin hulle te roei onder mekaar. En hulle sweep mekaar. En vertel hoe sleg is die, hoe sleg is daai, ons moet dit en ons moet dat. Meneer, ek kan net vir jou dienst. As jy nie bereid is om 200 mense in 'n saal by mekaar te kry en voor hulle te moet staan en jou standpunt te stel en te verdedig, dan beteken jou inset niks en dan nie meer rug.
Dis jammer om te sê. Vir ons jonger generasie wil ek sê, WhatsApps, e-mails, noem het wat jy wil, gaan nie die probleem oplos. Daar is die emissie. Emissie, wat verkies jy? Dat ek by jou kantoor instap, of dat ek vir jou e-pos stuur? Oogkontak met mekaar redeneer is die oplossing. Betrokkenheid fisies in jou lyf by jou plek. Ek het 'n bietjie gaan nalees van Google. En toe het ek agtergekom, hulle sê 'n parasiet is 'n organisme wat teer op 'n gasheer tot nadeel van die gasheer. En as jy lank genoeg aanhou, dan sterf al twee. Dit het tyd geword dat ons bereid is om na vore te tree as leiers in ons gemeenskap om hierdie organisasie vorentoe te vat. Ek onthou, toe ek jong plaas gekom het, ons 4 boereverenigings in ons distrik gehad, en in die distrik boerenunie. In daai jare was nie selfs 'n selfone nie. En wanneer daar 'n voorsitter van die distrik boerenunie verkies moet word, is daar amper soos in die politieke arena gery om te gaan steenwerp vir die regte leier in die gemeenskap. Wat gebeur vandag? Ons moet mense vra asseblief en smeek, word nog nie die voorsitter. Wat was die uiteinde daarvan? Ons sit met voorsitters en sekretaris van boereverenigings wat nie lid is van Vrystaat Landbou. Dis 'n wonder. Ons sit in 'n tegnologie era waar tegnologie beskikbaar is enige plek. En weet julle wat? As ek met die mense praat, dan sê ek maar, wat doen julle? Dit wat jy nou vir ons sê, ons weet dit nie. Wie, wanneer het ons goeie inligting by die boer gekry? 30 jaar terug het ons 'n posbus gehad. En die inligting het 'n posbus gekom. En die sekretaris het die posbus gaan oopmaak. En daar 'n besprekingspunt op die agenda was korrespondensie. Daar het dit bespreek, gedebatteer en gereageer op. Vandag. Dan gaan julle 'n voorbeeld doen. 2 weke terug, bak my vrou se drukwerkkoker. Wat is die eerste ding wat jy doen? Dis 'n ou model, as jy kyk of jy iets iewers kan kry, gaan in Google so 'n bietjie, binne die volgende halfuur. Dan kry ons inligting oor drukwerkers van alles wat ons kan aandink. Nou is my vraag, as ek nou gister inligting oor drukwerkers gekry het, sou ek ander gegee het. Nee, dit was nie van belang. Met ander woorde, vandag se generasie, vandag se mense werk net op inligting wat ek vandag nodig het en wat vandag op my van toepassing is. Nou, ander ironie is, ek praat met mense wat nie boerevereniging het, wat ek boerevereniging het. Hulle sê ja, ons wil 'n boerevereniging hê. Ons wil lid word van Vrystaat Landbou, maar ons wil nie betaal. Wat is die gevolgtrekking wat ek daar? Mense wil nie meer gestruktureer word. Maar die interessante wat ek optel, is dat hy wil nie die struktuur moet tot niet gaan nie. Want ek gaan om een dag nodig hê. Maar ek is nie bereid om aan hom te bou en om te verbeter. Dis nie werklikheid waarin ons vandag sit. Ons het 6 jaar terug begin met 'n ondersteuningsfonds. Ons het 'n trust begin, Vrystaat Landbou Ondersteuningsfonds. Ons het fondse gaan begin by mekaar maak by die algemene publiek, waar ons goeie ondersteuning kry. Daardeur wil ons graag ons lede op die grond, wanneer daar 'n nood is, ondersteun, spesifiek met brande. En wanneer daar 'n brand in 'n distrik is, wil ons graag hê dit moet deur die boerevereniging se struktuur na ons moet deurgegee word. Jack bestuur dit, wil ons onmiddellik, nie na 6 maande, wil ons onmiddellik vroeg voorsien en ondersteuning bied. My vraag wat ek vra is, die eerste ou wat in die ry staan, is 'n ongeluk. Is dit reg
En laat ons waag om te sê dit is net verlede. Wie word gehemmer? Vrystaat Landbou. Ja. Wie gaan my toelaat om sy koöperatierekening te koop? Maar almal wil op my koöperatierekening koop by Vrystaat Landbou. So ons moet 'n standpunt inneem, ons gaan die Kongres vra deur die loop van die Kongres om ons leiding te gee oor hoe moet ons dit hanteer. Wat baie strukture daar buite wat van sosiale media gebruik maak. Dis maklik om die regte goed te sê. Die goed wat jy wil bou. Hoe sê jy hoe kry mekaar aan by die koöperasie? Kom jou, as jy net klaar jy my liste. Ons sien nie meer die positief. En interessant genoeg, die ou wat die pak slaag kry, is Vrystaat Landbou. Want iemand jy daar gesê, onthou die ou wat nie 'n fout maak, is die ou wat niks doen. Maar vir een of ander rede, as iets verkeerd gaan, is dit Vrystaat Landbou. As die ou finansiëel swaar kry, is dit Vrystaat Landbou. Maar ons het bestuur, het besluit, ons gaan aangaan, ons gaan doen wat ons doen, ongeag. Ons is betrokke by 'n saak, die Steins Rusomgewing, die Alma Mostert saak. Hulle is in die hof, omdat dat betrede die ou wat op 'n plaas gebly het, wat jarenlang verhuur was, wat op beeste geboer het. Toe dit verander wil om van die plaas af sit, kom daar en hy wil met 70 beeste. Nou gaan hulle hof toe om 2 wetgewings konstitusioneel te verklaar. Dis die ESTA-wet en die CARA-wet. CARA-wet is die ou grondbewaringswet wat nog meer wat ons van kan praat. En ons moet nie terugstaan. Ons moet dit in die hof kom beveg. Dit raak elke boer in die Vrystaat. So dit is van die goed wat ons doen. Ek dink ons staan nou al net so onderkant R1 miljoen met die saak. Ons kan nie ophou nie. Gelukkig het ons ondersteuning van ons lede oor die jare gehad om dit te kan doen. So later in die Kongres gaan ons 'n bietjie bespreek oor hoe gaan ons vorentoe gaan om ons organisasie te finansier. Ek weet, ek het begrip. As ek laas jaar my kalers verkoop het vir R38 en R40, en die ou bied my, ek kom met die kalers, en bied my R31 aan vir my kalers, en ek kom na die hele my rekening van R4.500 van Vrystaat Landbou, en ek sê, plek wat? Wat sal moet gaan dink? Oor die pad vorentoe, alleen, gaan ons dit nie maak. Ek wil ook een voorbeeld noem, waar ons die laaste tyd lede verloor as gevolg van die feit dat daar gesê word, die minimumloon het ons niks aan gedoen. Ek wil 'n paar statistieke gee. Die eerste minimumloon op die tafel, ek kan nie die jaar wat nou, die dorp is al lank nie. Die eerste minimumloon op die tafel was R2500. Ons het hom beding dat 650 doen. My vraag is, as we by 2500 begin, waar was het vandag? Die jaar toen die Hekserkliervallei gebrand het, toe minister Olifant die minimumloon met 48% opgestoot. Die minimumloon vir hierdie jaar, daar was 'n aanbod op die tafel, versoek op die tafel van 12.500. Kom ons sê Landbou was nie daar nie. Kom ons sê die organisasie was nie daar nie. Wat sou gebeur? My vraag is, moet nie vir my sê, wat doen jy? Sê nie vir my, wat sou gebeur as ons sekere goed nie gedoen het? Self besluit. Die toekoms van landbou in die Vrystaat is nie in my en my bestuur se hande nie. Dis in die boere se hande. Mense moet opstaan. Ons gaan in die volgende 3 maande, as gevolg van die veranderde omgewing, ons ontken dit nie, ons weet dat die wêreld verander, daar buite, julle sal self weet, hoeveel koerante maak nou hulle gedrukte koerante toe, as gevolg van
van die media. Ons gaan nie daarteen. Die jong mense dink anders as ons, op 'n ander manier. My versoek is, jong mense kom na vore en sê vir ons, wat wil julle hê om ons te doen? Ons het julle nodig. Die toekoms is julle sin. Ek wil nie eens dat ons hande opsteek en sê wat is ons, ek dink ons verspreiding, as ek dit verkeerd het nie, was ons ledental onder 35, was het 12%. Ek dink is omtrent 12%, ek dink die so by 60% van ons ledelid is 50 en op, 45 en op. Dit is 'n ongesonde situasie. Ons moet vernuwe. So ons kan in samewerking met die universiteit, Dr. Lindy van Walters, ons help daarmee. Ons gaan met 'n wetenskaplike ondersoek kom. Ons gaan na julle toe kom. As ek klaar is, gaan ek vir Lindy geleentheid gee vir 5 minute, om net met julle te gesels. So julle gaan 'n vraelys kry wat julle asseblief moet invul. Ons gaan die mense kontak, na die tyd hulle bel. Wat is die rede? Hoekom ons nie betrokke moet wees nie? Want ons moet die toekoms van landbou verseker vir die volgende 120 jaar. Ons kan nie terugsit. Daar lê ons 'n goeie tyd voor. Ek dink die verandering in die regering van nasionale eenheid is daar baie hoop. Daar's 'n beter verspreiding. Ek dink daar's 'n beter begrip vir die toekoms van die land. Want daar's een ding wat ons nie kan by maak nie saak wie jy is en waar jy kan. 'n Land kan nie vorentoe gaan as die ekonomie nie groei. Om die ekonomie te laat groei, moet werk geskep word. Hoe daarmee word gesê, ek praat nie van mense besigheid. Konstruktief. Ons is in noue kontak met die departement van paaie in die Vrystaat. Julle sal sien, daar is baie aktiwiteite op die paaie. Die IPWC mense is langs die paaie betrokke, julle weet dit. Ons het goeie samewerking met die departement, om te sê, dit is reg, wen die mense aan, wen die net konstruktief aan. Stuur die bietjie op ons grondpaaie, saam bietjie die bome af, maak bietjie die deurlaatpype oop. Jy sê, ja, dit kan werk. So wat moet ons maak? Konstruktief betrokke by die bou van die land. Kongres, ek gaan afsluit. Asseblief, neem deel. Organiseer asseblief in julle boereverenigings. Asseblief plaas dinge op agendapunte. Ons wil nie graag, alhoewel ons dit sal doen, probleme van individue van die raak buite beheer. Sit hom op jou agenda, debatteer hom, formuleer hom, noteer hom, en stuur hom vir ons. Dan hanteer ons hom. Ons het al so oningelig geraak, dat die onlede beskrywingspunte op ons kongres wil debatteer. Jy kan nie so werk. As jy struktuur verloor, gaan ons in die business vol. So geniet die kongres, neem deel, asseblief nie weggaan hoor nie, maar gewoonlik so, ek weet nie die aand, dan vang jy juist muziek onder ons. Die so na 10 gaan ons interne sake hanteer, soos finansies en ander sake. En dan my laaste punt. Ons sit met 5 streke, wat nie is direk verteenwoordig. Asseblief, kom na voor, help ons, help jou gemeenskap, help jou boer. Ons moet as 'n eenheid saam staan. Ek sê vir julle baie dankie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify.
Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie, sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Gesoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.